Goeiemiddag geliefdes. Ek glo en vertrou dit gaan goed met elkeen van ons. Ons is dankbaar en bly vir die geleentheid wat ons Hemelse Vader vir ons weer eens gegee het om 'n bietjie brood te kan breek. Nou kom ons bid gou saam. Aba Vader, my God, my koning, dankie Here vir die genade. Dankie vir hierdie beautiful dag wat U vir ons gemaak het, so 'n pragtige dag, Here, waar ons die voeltjies kan oorvluit en onder U genade kan leef, die dekmantel van U liefde. Ons sê dankie Here dat U ons weer eens by mekaar roep om brood te breek. En ek vra Here dat hierdie brood ons sal voed en dat die Heilige Gees die naprediker van die woord sal wees. Seën dan nou hierdie woord in Jesus naam. Amen. Mensies, ek dink nie daar is enige Christen mens in die wêreld wat nie voel dat hulle baie graag aanneemlik wil wees vir die Here. Dat hulle moet goedkeur en moet tevrede wees met hoe hulle lewens lei. En vandag wil ek so 'n bietjie daarin delf. Wat beteken dit om aanneemlik vir God te wees? Wat bedoel dit as die Bybel vir ons sê dat ons offerande, ons leefstyl, ons aanbidding is aanneemlik vir die Here? In Romeine 12 vers 1 tot 2 sê die Bybel vir ons: ek vermaan julle by die ontferminge, die genade van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit beteken dat elke dag van ons lewens, Paulus dring aan dat ons as liggame en lewens uitdrukkings van aanbidding en offerande moet wees aan God, sodat ons aanneemlik, aangenaam kan wees vir God en sy goedkeuring kan wegdra. Dit beteken elke dag van ons lewe. Dit beteken nie dat ons moet onsself op 'n altaar gaan sit soos Isak op die altaar gesit is en onsself laat verbrand nie. Dit beteken jy lewe elke dag van jou lewe jy in gehoorsaamheid aan die Here. Jy hou in gedagte sy wil, sy weë en die feit dat hy met jou is elke dag, elke oomblik van jou lewe. Lewe jy om sy goedkeuring weg te dra. Vermaan, want die Paulus sê ek vermaan julle, maar hierdie vermaan in Engels is urge, wat in die Grieks parakalo is, wat beteken om aan te moedig of nader te roep. Die apostel Paulus sê ek roep julle nader by die genade van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende offer. Ek roep julle. Ons weet dat die Heilige Gees is die parakletos, die een wat geroep is, die een wat gestuur is na ons toe om vir ons 'n hulp en 'n vertrooster te kan wees, wat om ons te kom leer in verband met die dinge van die Here. Hy is ons advokaat, ons vertrooster, ons helper en ons leermeester. En hy was geroep of gestuur om te kom help. So parakalo is die aksie om nader te roep en Paulus roep ons nader aan God, om nader aan God te kom en ons hele lewe te leef ter eer van God, sodat ons sy wil sal verstaan en aanvaarding en goedkeuring van God sal kan ontvang. Om God met elke gedagte, elke woord, elke aksie en ons leefstyl te eer in ware aanbidding. Vers 2 van Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die wêreld verwerp Jesus en die weë van die koninkryk van God. Maar ons moet saam met Jesus Christus lewe en wandel en handel en dinge doen, want 2 Korinte 6 vers 1 sê, ons is die medewerkers van Christus. So ons moet saam met hom werk, ons moet in eenstemming met hom werk, ons gedagtes, ons leefstyl, die dinge wat ons doen moet in eenstemming wees met die manier wat Jesus dit gedoen het op die aarde. Dan is ons aanneemlik vir God, dan aanvaar hy ons en dan is hy tevrede met ons. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is.
As ons werklik ons lewens aan God offer en ons gedagtes hernie in sy woord en lewe volgens sy woord, dan sal ons weet wat die dinge is wat die Here wil hê van ons, wat hy van ons verwag. En jy sal dit nooit kan weet tensy jy die Bybel bestudeer nie. Jy moet letterlik elke dag die Bybel bestudeer en 'n pad saam met die Here loop, soos met Romeine. Romeine word genoem 'n pad wat jy loop. Dit is 'n journey, dit is 'n reis. Die reis deur Rome. En wanneer jy die boek van Romeine begin lees, dan vat dit jou op 'n roete, 'n pad wat jy begin loop saam met die Here. As ons gefokus is op die wil van God, sal ons aanneemlik wees en God se goedkeuring kry in alles wat ons doen. Romeine 8 vers 3 tot 9 sê, God het deur die pyniging en die kruisdood van sy eie seun, ek het dit in my eie woorde geskryf. God het deur die pyniging en kruisdood van sy eie seun sonde veroordeel in die vlees, sodat die prys betaal en die wet vervul is in ons, wat nie na die vlees lewe nie, die vleeslike begeertes nie, en die natuurlike realiteit nie, maar na die gees. So die prys is betaal in ons, vir die sonde in ons, vir ons wat na die gees lewe. Ons wat nie meer in die wêreldse weë loop nie, ons wat nie meer die dinge van die wêreld doen nie, maar wat 'n pad loop saam met die Here, 'n pad wat Jesus geloop het, ons loop in sy voetspore. Ons lewe volgens die geestelike realiteite, nie volgens wat ons sien, hoor, voel, dink, ervaar of beleef in ons lewens nie. Want die Bybel sê, we do not walk by sight but by faith. So ons leef en wandel nie by wat ons voel of ervaar of sien of beleef of hoor nie, maar deur geloof in Christus. Want die wat na die vleeslike of die natuurlike realiteit leef, bedink die dinge van die vleeslike realiteit, die dinge van die wêreld. Maar die wat geestelik ingestel is, leef na geestelike dinge. Ons hou ons gedagtes gefokus op die dinge van die koninkryk en ons lewe volgens die wil van die Vader. Die dinge van die vlees en die natuurlike wêreld is dood en lei na geestelike dood. Maar die dinge van die gees is lewe en vrede. Want vleeslike natuurlike wêreldse dinge is vyandig teenoor God en gehoorsaam nie die wette van God nie. Die dinge van die wêreld kan God nie gehoorsaam nie, want dit is in teenstelling met hom. Dit rebelleer teen God en sy wette en sy reëls. En dit onderwerp hulle nie aan God nie en hulle kan ook nie. Die wat volgens die vlees lewe en volgens hulle sintuie en lewenservarings kan God nie behaag nie. So as jy net leef volgens wat jy in jou liggaam voel en ervaar en jy verklaar nie genesing deur Christus en die bloed aan die kruis nie, dan lewe jy net volgens die natuurlike realiteit en dan kan jy God nie behaag nie. Jy moet begin om die Bybel te verklaar oor jou lewe, te verklaar dat ek is genees by die wonde van Jesus Christus, is ek alreeds genees. Nie ek sal of miskien, ek is alreeds genees by die wonde van Jesus, wat die prys betaal het vir my aan die kruis van Golgotha, sodat deur sy offering en sy kruisdood daar vir ons genesing en herstel kan wees. Maar as julle die gees van God het, wat in julle woon, dan is julle nie meer vleeslik ingestel nie, maar geestelik en behoort aan Christus. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid om nie na die vlees te lewe nie, maar na die gees en die geestelike realiteit. Oor en oor die laaste tyd gee die Here vir my skrifte wat sê, dis tyd vir die kerk om wakker te word. Dis tyd vir ons om in Jesus se voetspore te loop en te begin doen om die dinge te doen wat hy gedoen het. Om te praat soos hy gepraat het, om die siekes gesond te maak, die dowes te laat hoor, die blindes te laat sien, die stommes te laat loop, die lammes te laat loop. Om die wonderwerke te doen, wat sal dit nie wonderlik wees as die hele kerk, en ek praat nie net van een gemeente, maar die liggaam van Christus kan begin om werklik in die volheid van Christus te leef. Hoeveel wonderwerke sal daar nie op hierdie aarde wees nie? Mense wat leef volgens wat hulle ervaar, sien, voel of hoor, het hulle gedagtes gefokus op die natuurlike realiteit, maar mense wat geestelik ingestel is, hoor in die gees. Wanneer hulle bid,
Sê nou maar jy bid vir 'n deur om oop te gaan en jy tree in intersessie en jy bid en jy klop aan die poorte van die hemel en jy gaan in die teenwoordigheid van God in en jy begin vra vir daai deur om oop te gaan, moet jy dit letterlik kan hoor oopgaan in die gees. As jou geliefdes vasgevang is in dwalms en sulke goeders of drank of wat ook al, moet jy letterlik die kettings kan hoor breek in die gees. Jy moet die tronkdeure hoor oopgaan. Dan begin jy in die realiteit van die gees lewe. Markus 11 vers 22 sê, as jy bid, of jy nou profeteer, en of jy verklaar, en of jy net iets glo, dan moet jy nie toelaat dat twyfel in sy gesig kom wys nie. Jy moet nie vrees nie, jy moet nie bang wees nie. Dit wat jy verklaar, dit wat jy profeteer, dit wat jy bid, dit wat jy vra, moet jy glo dit is alreeds gedoen vir jou. Daar's 'n skrif wat uit die Bybel uitgehaal is, maar dit is in baie ou vertalings is dit nog daar, waar daar 'n deel aangeheg is aan Markus 11:22, wat sê, jy moet jouself omring sien deur die antwoord. Jy moet letterlik die manifestasie van dit wat jy vra van God, moet jy sien en voel en ervaar in die geestelike realiteit. Dis dan wanneer jy dit begin ontvang, want Jakobus 1 vers 6 sê, ons moet in geloof bid sonder om te twyfel. Want as ons twyfel, moet ons nie dink ons gaan ontvang nie. Wanneer vrees, wanneer angstigheid in jou hart inkom en jou bekruip en oorvat, dan moet jy nie dink dat jou gebede gaan beantwoord word nie. Want die Here sê, wanneer jy bid, wanneer jy vra, wanneer jy profeteer, wanneer jy verklaar, moet jy nie twyfel oor dit wat jy sê nie. Toe Jakob sy kinders geseën het hy hulle in geloof gesien. Hy het vooruit verklaar wat gaan in hulle toekoms gebeur, en hy het dit oor hulle gespreek in geloof, want hy het geweet dat God hoor hom, en hy het geweet dat God vat sy woorde en manifesteer dit in elkeen van hulle lewens. As God se gees in ons leef, werk en praat ons vanaf die geestelike dimensie, want Efese 2 vers 6 sê, in God se genade is ons geestelik herbore, en sit ons saam in Jesus aan die regterhand van God, nie net in 'n plek van autoriteit nie, maar in 'n funksie van autoriteit, krag en mag. Dit is 'n funksie, dit is 'n werk, dit is nie net iets wat jy gekry het as 'n geskenk en nou kan jy maar net op jou lauwere sit nie. Dit is 'n werk, dit is 'n verantwoordelikheid wat aan ons gegee is. Nou baie mense bid en dink dat hulle gebede kom teen die ceiling vas, of hulle stuur dit in die heelal in die hoop dat die Here dit sal hoor. Maar Hebreërs 12 vers 23 tot 24 sê, aangesien ons nou in Jesus is en hy in ons is, het ons gekom na die stad en die huis van God. Jy het in die binnekamer van God gekom. En Jesus is getrou oor die huis van God, Hebreërs 3 vers 6. En ons het gekom na duisende engele, en ons het gekom na die feestelike vergadering van die gelowiges, wie se name in die hemele opgeskryf is, en na God ons Vader, die regter van almal Daarom sê Hebreërs 10 vers 19 tot 22, moet ons die vrymoedigheid hê om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, die lewende weg en die hoëpriester oor God se huishouding. Daarom laat ons nader kom in volle geloofsversekering en onwankelbaar vashou aan dit wat ons glo. Wanneer jy in geloof glo, wanneer jy in geloof praat, wanneer jy in geloof bid, dan behaag jy God, dan kry jy God se goedkeuring. Maar as jy twyfel, as jy bang raak, as jy voel God hoor jou nie, hy sien jou nie, hy antwoord jou nie, jy voel of hy ver van jou af is, dit is 'n leuen, want hy het gesê, nooit sal ek jou verlaat nie. As jy nooit begewe en verlaat nie, ek is met jou altyd, want die Heilige Gees woon in jou. En omdat ons saam met Jesus aan die regterhand van die Vader sit in 'n funksie en 'n posisie van autoriteit, kan ons van aangesig tot aangesig met die Vader praat. Ons kan dinge verklaar en sien dat dit gebeur. Ons kan profeteer oor ons geliefdes en sien dat dit gebeur. En wanneer ons dit doen, wanneer ons in geloof spreek, dan behaag ons God. Maar 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, is julle seker
Glo julle werklik dat Jesus Christus binne in julle is? Dit is 'n vraag wat ons elkeen aan onsself kan vra. Glo ons werklik dat Jesus aan ons binne in ons is? Glo ons dat ons bemagtig is deur die Heilige Gees? Glo ons dat ons niks kort kom nie, niks tekort skiet nie en daarom kan ons die werke doen wat Jesus ons geroep het om te doen? Soveel mense gaan kerk toe en hulle sê hulle is gelowig, maar waar is die bewyse van hulle geloof? Jakobus 2 verse 14, 17, 18, 21, 22 en 23 sê vir ons die volgende: Wat baat dit as iemand sê hy het geloof, maar hy het nie die werke nie? Sulke geloof kan hom tog nie red nie. Geloof, as dit geen werke het nie, is in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het geloof en ek het die werke. Toon my dan jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof wys. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het deur die werke? Abraham het God geglo en dit het vir hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. As ons werklik sê dat ons glo in God, ons glo wat die Bybel vir ons sê, dan die werke wat ons doen, deur aan die voetspore van Jesus te loop, om ons hande op die siekes te lê en hulle word gesond, om die blindes te laat hoor, dowes te laat hoor, stommes te laat praat, verlamde mense te laat hoor, dooies op te wek, duiwels uit te dryf, en soveel baie ander dinge. Hierdie werke getuig van ons geloof. Maar ons is geneig om so maklik te sê, ek glo, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, ek lewe 'n goeie lewe, ek doen nie dinge wat ek nie veronderstel is om te doen nie, ek probeer om 'n goeie lewe te lei. Maar waar is jou bewyse van jou geloof? Hoe kan jy aan iemand in die wêreld bewys dat jy geloof het, dat jy glo? Want Paulus sê hierso, deur my werke wys ek vir jou my geloof. Dit wat ek doen, nie net dit wat ek met my mond sê nie, maar dit wat ek doen, die werke wat Jesus ons geroep het om te doen, daardeur bewys ek dat ek geloof het. Maar wat is geloof? In Hebreërs 11 sê die Bybel vir ons, geloof is die vaste vertroue en sekerheid van dit waarvoor ons hoop. 'n Bewys, die boumateriaal van wat ons nie sien nie. Maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As ons in vrees en angstigheid lewe en ons het nie geloof nie, kan ons God nie behaag nie, want ons geloof is wat die wonderwerke laat plaasvind. Ons geloof is die boublokkies waarmee ons dinge laat gebeur, soos wat 'n kind blokkies vat, Lego blokkies en hy bou vir hom 'n karretjie. So ons geloof is die boublokkies wat dinge laat gebeur, wat wonderwerke laat plaasvind. Nou in vers 3 van Hebreërs 11 sien ons dat geloof is om te glo dat God bestaan en dat hy alles geskape het deur sy woorde. Geloof is ook om te glo dat God bestaan en dat hy hoor wanneer ons bid en dat hy antwoord. Hebreërs 11 vers 6. Ons moet glo dat hy bestaan en dat hy hoor wanneer ons bid en dat hy antwoord. Mense bid baie keer sê, ek weet nie of God my hoor nie, ek weet nie of God my gaan antwoord nie, maar Hebreërs 11 vers 6 sê, ons moet glo dat God bestaan en dat hy hoor wanneer ons bid en dat hy ons antwoord, dat hy vir ons gee wat ons vir hom vra. Vers 4 leer ons dat ons maak opofferings en offerhandes omdat ons glo en God aanvaar dit omdat ons glo. Die offerhandes wat ons maak, die sacrifices wat ons maak, die tyd wat ons opoffer om vir iemand te gaan bid, die Here eer dit en hy sien ons geloof daardeur. Ons wandel, leef en praat met God omdat ons in hom glo. Ons gehoorsaam God omdat ons in hom en sy woord glo. Vers 9, ons volg sy instruksies en die leiding van die Heilige Gees, al verstaan ons nie hoe dinge gaan uitwerk nie. Die Heilige Gees lei jou om iets te doen en jy verstaan nie hoe dit gaan werk nie, jy weet nie hoe dit gaan, hoe die Here dit gaan laat uitwerk nie. Ek meen, God het vir Abraham gesê, pak op jou huishouding en trek na die land waar ek jou sal stuur.
Abraham het nie geweet waar gaan hy heen nie, maar hy het God vertrou met die uiteinde. Ons volg sy instruksies in die leiding van die Heilige Gees, al verstaan ons nie. Ons vat God aan sy woord en glo wat hy vir ons sê, omdat dit God is wat beloof het. Ons weerhou niks van God nie. Maak nie saak hoe moeilik dit vir ons is nie, want ons glo dat met God is niks onmoontlik nie. Ons is bereid om beheer in God se hande te plaas en hom te vertrou met die uitkoms. Abraham moes vir Isak gaan offer. Dit was 'n verskriklike ding wat die Here van hom gevra het, maar hy het geglo dat die Here kan Isak vir hom teruggee, want die Here het dan aan hom 'n belofte gemaak en gesê dit is deur Isak dat sy nageslag geseën sal word en getel sal word. Maar nou vra God dan vir hom om Isak te gaan opoffer en dood te maak op 'n altaar. Abraham het nie verstaan nie, maar hy het God gehoorsaam, want dit is God wat vir hom die bevel gegee het. En hy het geweet dat God het die mag en die krag om dit uit te werk, al verstaan hy nie hoe dit gaan uitwerk nie. Vers 20, in geloof spreek ons die seën en lewe oor ons geliefdes, want ons weet dat God se wil en planne vir ons en ons geliefdes goed is. Toe Isak sy kinders geseën het en blessings oor hulle uitgespreek het en geprofeteer het oor hulle, het hy dit in geloof gedoen, want hy het geweet dat God hoor hom en God sal dit laat plaasvind in hulle lewens. So moet ons oor ons kinders profeteer en goeie dinge uitspreek, wetende dat God ons hoor, hy luister na wat ons sê, en hy sal daai seëninge en blessings wat ons oor ons kinders uitspreek, sal hy vat en hy sal sien dat dit plaasvind in hulle lewe en 'n werklikheid word. Vers 21, omdat ons in God glo, aanbid ons homself in ons swakheid, want ons weet hy is waardig en ons ken hom en hy ken ons. Dit dryf ons tot ons knieë met ons hande omhoog, omdat hy God is. Jakob, die Bybel sê, ek dink dit was Jakob wat gestaan het met sy staf en hy het die Here aanbid in sy swakheid. Hy kon nie meer by homself staan nie, hy kon nie meer loop sonder hulp nie, maar nog steeds het hy opgestaan en die Here aanbid selfs in sy swakheid, want hy het geglo in die God van die heelal. Vers 22, in geloof hou ons aan om te glo dat daar beterskap en deurbraak op pad is, dat God vir ons 'n voorspoedige lewe beplan het. Josef het voor sy afsterwe het hy vir sy mense gesê, dat wanneer hulle die land van Egipte verlaat, met hulle sy beendere saamvat. Hy het hoop gehad vir die toekoms en hy het geglo daaraan sonder om te twyfel. Hy het geweet die Here gaan die kinders uit Israel uit Egipte uitbring. En hy het gesê, julle los my nie agter nie, julle vat my saam, al is dit net my gebeendere, maar julle vat my saam, want ek gaan saam met julle die beloofde land in. So met ons hoop hê vir die toekoms, weet dat God dit sal uitwerk, want God is in beheer in alle tye. Vers 23, geloof maak ons vreesloos, dat ons niks vrees nie. Ons vrees niks wat nie God is nie, want hy is groter, magtiger en sterker as enigiets anders. Greater is he that is in us than he that is in the world. As ons werklik daarin glo, dan behaag ons God en dan het ons geen vrees nie. Vers 24, geloof gee ons die krag en die wil en karakter om te leef volgens God se wil. Geloof help ons om selfs as ons moeilike keuses en besluite moet maak, om te doen wat reg is in God se oë, ongeag wat mense sal doen of sê. Partykeer is ons in 'n werksituasie waar jy dalk die enigste persoon is wat 'n pad saam met die Here loop. En dan is daar baie mense wat jou spot en wat jou lelik behandel en so, maar ons moet vashou aan ons geloof en ons moet standvastig bly en bly werk en bly loop en bly glo en bly leef soos wat God van ons verwag, wetende dat hy sal dit uitwerk aan die einde van die dag, want ons doen dit tot eer van sy naam, en wanneer ons dit doen, dan bewys ons dat ons glo in hom, ons werke getuig van ons geloof in hom. Geloof, vers 26, geloof maak God sigbaar in ons lewens, ons sien God beweeg in ons lewens wanneer ons vashou in geloof aan hom. Ons sien dat God ons help, ons uithelp en ons gebede beantwoord, selfs al verstaan ons nie altyd hoe hy dit gaan doen nie. Vers 28, geloof bring gehoorsaamheid aan God se woord. Vers 29, geloof maak wonderwerke moontlik.
Vers 30, geloof verslaan die vyand en breek demoniese vestings af. Jericho se mure het geval as gevolg van, nie omdat hulle om Jericho geloop het en lawaai gemaak het nie, maar omdat hulle geloof gehad het en in gehoorsaamheid gedoen het wat die Here vir hulle gesê het, al het hulle nie verstaan hoe dit gaan gebeur nie. So sal die Here ook, wanneer ons in geloof bly staan en aanbid en hom dien, sal hy laat die mure van die vyand omval en die strongholds van die vyand in ons lewens afgebreek word. Vers 31, geloof red, verlos en maak jou deel van Jesus se familie. Ragab die prostituut is deel van Jesus se bloedlyn gemaak, as julle gaan lees in Matteus 1, dat sy was Jesus 'n groot ouma grootjie. Maar tog was sy 'n prostituut, maar sy is as geregtig gereken deur dit wat sy gedoen het. Die feit dat sy die spies van die Israeliete weggesteek het. Nie die sonde wat sy gepleeg het nie die feit dat sy 'n prostituut was nie, maar die feit dat sy hulle weggesteek het en gesê het, onthou my, wanneer julle hierin kom, dat julle my en my gesin sal red. So, jou geloof red jou, die geloof maak jou sterk. Geloof oorwin demoniese koninkryke, geloof laat reg geskied, dit manifesteer die beloftes van God, en geloof sluit die monde van die vyande en hou jou veilig in beproewinge. Ons gaan deur moeilike dinge gaan, maar soos wat Daniel in die leeukuil was, en God het die leeu se monde vir hom toegemaak, en die 3 tieners wat in die vuur was, het God gemaak dat die vuur hulle nie gebrand het nie. As ons vashou in geloof aan hom, as ons vashou aan sy beloftes, as ons glo in die woorde wat hy gespreek het en hy het gesê, ek is met jou, moenie bevrees wees nie. 365 keer in die Bybel sê hy, moenie bevrees wees nie. 1 keer vir elke dag, want ek is met jou, en ek sal jou help, en ek sal jou red, en ek sal jou beskerm, en ek sal jou uitbring, en ek sal jou genees, en ek sal vir jou voorsien. As ons net aan sy beloftes vashou, dan sal ons sien dat geregtigheid geskied, dat deurbraak kom, dat wonderwerke gebeur. Want ons behaag hom, wanneer ons aanhou stap in geloof, as ons aanhou vashou in geloof, en wanneer ons werke, die dinge wat ons doen, ons leefstyl, die feit dat ons aanhou glo, aanhou hoop, aanhou vertrou, dit praat van ons geloof, dit is ons bewyse van ons geloof. Geloof verander swakheid en krag wat die vyand verslaan. Geloof maak wat dood is lewendig. Die Bybel sê vrouens het hulle kinders en hulle geliefdes uit die dood uit terug ontvang as gevolg van geloof. Geloof maak alles moontlik. Geloof help ons om staande te bly selfs tydens verdrukking, ongeag wat ons ervaar. Ons sien Steven in die Bybel is 'n baie mooi voorbeeld daarvan, dat selfs in die oomblikke wat hulle hom gestenig het hy nog vasgehou in sy geloof. En hy het opgekyk en na die hemel gesien oopmaak en hy sê, ek het Jesus gesien staan. En hy het gesê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ontvang my in die koninkryk. As die verdrukking kom in ons land, gaan ons geloof ons help om staande te bly. Of hulle jou nou wil doodskiet, of jou kop wil afkap, of wat wil maak, wat se verdrukking hulle bring, jou geloof gaan jou help om staande te bly. Jou geloof in Christus, nie in jouself nie, nie in jou eie kennis, of jou eie, hoe goed geleerd jy is nie, maar jou geloof in Christus en sy woord. Geloof is wat alles moontlik maak. Maar sonder geloof en sonder die werke van die geloof kan ons God nie behaag nie. Want hy sê sonder geloof is ons nie vir hom, kan ons hom nie behaag nie. Ons dra nie sy goedkeuring weg nie. En as ons in die vleeslike wêreld leef en volgens die dinge van die wêreld leef, kan ons hom ook nie behaag nie. Ons moet leef in die realiteite van die koninkryk van God. Ons moet leef volgens die wil van ons Vader in die hemel. Dan kan ons hom behaag. Daarsonder kan ons hom nie behaag nie. So, dit is 'n keuse wat elkeen van ons moet maak en 'n oortuiging wat ons moet kry in onsself om werklik op te staan as die liggaam van Christus en te begin loop in die voetspore van Jesus. Want andersins dra ons nie God se goedkeuring weg nie.
Dit help nie ons sê ons gaan kerk toe en ons het geloof en ons loop met ons Bybel op ons mou, maar daar is geen werke om te bewys dat ons glo nie. Jou werke en jou geloof gaan hand in hand. En net werke alleen sonder geloof gaan niks gebeur nie. 'n Geloof sonder werke het geen bewys dat jy geloof het nie. So kom ons begin om die werke van die geloof te doen. Kom ons begin om te loof en te lewe, te loop en te lewe soos Jesus, om die werke te doen wat Jesus gedoen het. Om in geloof ons hande op ons siekes te lê en te sien hulle word gesond. Om God aan sy woord te vat, want die een wat beloof het is getrou. Ons hemelse Vader, my God en my koning, U woord is so eenvoudig en soms wil ons dit tog so ingewikkeld maak, so kompliseer. Maar in werklikheid is dit so eenvoudig as om net aan U vas te loop en aan U vashou en in die voetspore te loop. Om 'n disipel van Jesus te wees wat doen wat Jesus gedoen het. Want Jesus het gesê, I am about my Father's business. So moet ons ook aangaande ons Vader se besigheid werk. Ons moet besig wees in die dinge van die koninkryk. En ek kom vandag voor U Here en U roep ons. U roep ons nader om in die voetstappe van Jesus te loop. Help ons Here in ons swakheid. Help ons om die beperkings van hierdie lewe te laat gaan, die twyfel, die onsekerheid te laat gaan. En net in geloof vashou aan U en U woord, want U wat gespreek het, U is getrou. U spreek waarheid, U woord is waarheid. Help ons dat ons nie die waarheid van die duiwel sal glo nie, maar eerder U waarheid. Dat ons in die realiteit van die koninkryk sal leef, in handel en wandel. Here, dat ons lewens werklik 'n lewende offerhande en 'n aanvaarbare godsdienst sal wees. Ons dank U vir die woord, maar help ons Here om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook daders daarvan. En ons dank U daarvoor. Dankie dat die Heilige Gees ons help. Dankie dat U ons bemagtig deur die Heilige Gees. Maar Here, help ons om gehoorsaam te wees en te doen wat dit wat U van ons vra. Here, dat ons U kan behaag en vir U aanvaarbaar kan wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.